Goeiemôre geliefdes, ons is so bevoorreg vanmôre om saam met julle weer te kan kuier. Ons is hier by ons huis, dit reën lekker buite, na 'n week wat dit baie warm was. Donderdag was dit 48 grade gewees, het iemand gemeet. So dit was nog baie warm, maar ons is dankbaar vir die Here. Ons is almal op en wakker, perdfris en gesond. Die Here is goed, ons is tevrede met wat ons het. Ons kan ons nie kla oor dit wat ons het, of dit wat ons nie het nie. Maar kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, en laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Geef vir ons vandag ons daaglikse brood, en vergewe ons skulde, net soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Ek het so 'n week of 2 terug, het ons begin met die studie oor verborge in God. Tot ons gekyk na wat God se naam vir ons beteken, en in die syferwaarde wat Yahweh vir ons almal inhou. En ek wil vandag verder gaan, en ek wil kyk na die letterwaarde, die letters van die woord, van God se naam, Yahweh. So kom ons val weg. Wanneer is die eerste keer in die Bybel gepraat van Yahweh? Die eerste keer wat dit genoem word, na God se naam as Yahweh, lees ons in Exodus 3, vanaf vers 13. Kom ons lees dit daar. Hierop het Moses tot God gespreek. Maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê, die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle vra, hoe is sy naam? Wat moet ek hulle antwoord? En God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. Nou, wat het hier gebeur? Ons weet dat Moses, toe hy nog 'n babietjie was, het die Farao ons gesê dat alle babasientjies vermoor moet word, om die getalle van die Jode te verminder. En Moses se ma het 'n slim plan gehad, en 'n mandjie geweef, en vir Moses binne in die mandjie gesit, en op die rivier, op die Nylrivier gaan sit. En soos die noodlot, of soos God dit bepaal het, Farao se dogter toe vir Moses ingeneem, nadat hulle hom gevind het in die Nylrivier. En sy het hom groot gemaak, of hy het in die paleis groot geword, nadat hy gesoog is deur sy eie ma. Want sy sussie het hom agter die mandjie aangehardloop en gekyk wat gebeur met Moses. En sy het toe aanbeveel dat Moses deur haar ma gevoed moet word. Of gesoog moet word. En so het Moses toe groot geword in Farao se huis, het as Egiptenaar groot geword, het as 'n prins van Farao, het hy sy opleiding ontvang. So hy moes seker geweet het wat die wette van die land bepaal, en al die verskillende afgode, en die songod, en die Nylriviergod, en wat se gode ook al hulle aanbid het. Hy moes presies geweet het wat daar aangaan, want hy moes toen groot geword in die paleis. En toe hy 40 jaar oud word, toe vind hy ons uit dat hy nie 'n Egiptenaar is nie, maar 'n Jood. En hy is daar in Egipte, stap hy toe rond, en hy sien hoe hulle sy mede-Jood van hom aanrand. En hy is daar aan, en hy toe die ou gaan doodslaan, en hy vlug toe vir die Farao. En dit is alles met 'n plan. Ek dink dit was God se plan vir Moses van die begin af, dat hy moet presies weet
wat in die Egipte aangaan, dat hy presies weet wat in die paleis aangaan, dat hy weet presies wat die hartklop van die farao is. Want God het geweet dat Moses eendag sy volk gaan uitlei. So hy was in 'n leerskool gewees vir omtrent sy hele lewe lank. Want op 40-jarige ouderdom het hierdie situasie nou, hierdie ontmoeting met God plaasgevind toe Moses 40 jaar oud was, 80 jaar oud was. Hy is op 40-jarige ouderdom was hy uit Egipte uit, en hy het vir 40 jaar lank sy skoonpa Jethro sy skape en sy vee opgepas, sy klein vee, in Midian. En hierso kom God nou en hy openbaar homself aan Moses, in 'n brandende bos, wat vir my nogal baie fenomenaal is, want God het toe besluit om met Moses te gesels. Want God sê, ek het die roepstem en die gehuil en die geween en die geweeklag van my mense gehoor. En ek dink in daai stadium het die Israeliete nie geweet wie God is nie. Hulle het vergeet wie die God van Abraham, Isak en Jakob is. As gevolg van dit waardeur hulle gegaan het, as gevolg van die slawerny en die geslaanery, en dit is net nie 'n lekker lewe vir hulle gewees nie. En hier kom God en hy openbaar homself aan Moses op 'n tasbare manier. En hy sê vir hom die volgende, nadat Moses vir hom gevra het, maar wie moet ek sê het my gestuur? Wie moet ek sê stuur my? Want ek glo op daai stadium moes die Jode ook vertroud gewees het met al die verskillende afgode van die Egiptenare, want hulle het mos daar gebly. Hulle het seker geweet wie is die songod en wie is die Nylgod en wie is die god van die paddas en wie is die god van die koeie, die afgod en die afgod van daai. Hulle moes presies geweet het. So moes hulle weet, as Moses na hulle toe kom en sê, God het my gestuur, gaan hulle seker dink, maar dit is seker die Nylgod of die songod of wat god ook is. Dis hoekom Moses pertinent vra, wie moet ek sê het my gestuur? En God sê vir hom, ek is. Die God van julle vaders het my na julle gestuur. Hoe is sy naam? Wat moet ek hulle antwoord, vra Moses? En God sê vir Moses, ek is wat ek is. So moet jy ook vir hulle sê, jy moet die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. Dis so mooi, ek is. Kom ons kyk verder. Ek wil nou ingaan op die Hebreëse naam van God, Yahweh, en hoe dit nou inskakel by ons vandag. Dit is so 'n fenominale teaching hierdie, of 'n lering hierdie, as ons net kan dieper delf in die oorspronklike tale, en gaan hierdie woord van God vir ons so oopgebreek word, en op 'n wonderbaarlike wyse sal ons net kan leer, dieper leer, wat in die woord van God staan. Onthou, die woord van God is geskryf as 'n liefdesbrief vir ons. God het van die begin van die grondlegging van die aarde af, voor dit, van eternity past, van die ewigheids in die verlede, het God bestem dat ons nou vandag in die woord gaan indel. Van ewigheidsverlede het God die plan van redding van Jesus op die kruis van Golgotha beplan. Niks gebeur van selfspreking. Alles gebeur met 'n doel. Dit is so fantasties. Kom ons kyk wat dit vir ons beteken en hoe ons dit in ons lewens kan toepas, hoe ons geestelike lewe kan verryk met hierdie kennis dat God
Yahweh is. Ek is wat ek is. Kom ons kyk. So net om terug te kom na Moses se lewe toe. As hy gesê het, hy was 40 jaar oud, toe hy uit Egipte is. Hy is 80 jaar oud, toe God vir hom geroep het, om die land, om die Israeliete uit Egipte uit te lei. En hy was 120, toe hy gesterf het. So elke slag is daar 40 jaar tydsloop wat verstrek het. So die syfer 40 kom ook baie in die Bybel voor. Maar wat beteken 40? 40 is 8 maal 5. 8 se syferwaarde beteken, dis 'n nuwe begin, en 5 is God se genade. So elke slag wat daar 40 gebeur het, is daar iets anders, of 'n nuwe begin wat in Moses se lewe plaasgevind het. Hy was 'n Egiptiese prins. Op 40 het hy nou nie meer 'n Egiptiese prins gewees nie. Hy is nou 'n Jood wat verwyder is uit Egipte uit, waar hy voorberei word vir sy roeping. Op 40 jaar wat verbygaan, roep God hom. Deur sy genade, hier is 'n nuwe begin vir jou. Jy gaan nou nie meer skape en kleinvee oppas nie. Jy gaan nou die Israeliete uitlei. Jy is geroep om die redder of die verlosser te wees van die Jode, van jou volk, uit die slawerhand uit van die Egiptenare. En hy is op 120, is hy dan oorlede. En nog 'n goeie voorbeeld van 40 is Jesus, nadat hy gedoop is, het hy vir 40 dae en 40 nagte in die wildernis deurgebring. Dis ook 'n nuwe begin. Deur God se genade het hy sy bediening begin, na die 40 dae. Ons sien ook, Moses was 40 dae op die berg, toe God met hom gepraat het op Sinaï, waar hy die 10 gebooie ontvang het, en God vir hom die wette gegee het, waarvolgens hulle as Jood moet leef. Dit het 40 dae en 40 nagte gereën, met die sonvloed. Die Israeliete was 40 jaar in die woestyn. Sien julle, elke slag as daar 40 verbygegaan het, het daar iets niets gebeur. Na 40 jaar in die woestyn, het die Jode ingegaan in die beloofde land. Na 40 dae, wat Jesus in die wildernis was, het sy bediening begin. Dit het 40 dae, 40 nagte gereën, terwyl Noag hulle in die ark was. Elke slag gebeur daar iets op 40. Daar moet altyd iets gebeur, of iets moet plaasvind, wat jouself ontledig, wat jouself leegmaak, sodat iets anders in die plek daarvan kan plaasvind. Jy moet leegmaak, sodat jy kan vol word. Wat het Johannes die Doper gesê? Wat is sy fenomenale stelling wat hy gemaak het in Johannes 3 vers 30? Hy sê daar, hy moet meer word, maar ek minder. Ek wil dit omswaai en hy sê, ek moet minder word, ek moet myself as mens ontledig, sodat God in sy gestalte, in sy heerlikheid, in my lewe kan manifesteer. En die mate hoe ek myself ontledig, is dieselfde mate wat God met sy heerlike krag in my lewe kan manifesteer. As jy nie plek maak vir die Here in jou lewe nie, gaan hy nie in jou lewe manifesteer nie. So hoe meer plek en tyd jy vir die Here gee, hoe meer gaan hy homself vir jou gee. Wat is die mate van jou ontlediging vandag? Het ons al totaal en al ontslaag geraak van die ou mens, of die ou mens se natuur, toe ons onsself begrawe het in die doopwater? Het ons daai ou mens ten volle afgesterf?
Of is daar nog goed in ons lewens wat ons koester? Is daar nog goed in ons lewens wat ons vashou? Is daar nog goed in ons lewe wat ons nie van ons slawe raak nie, want dit is ons lekker? Is daar goed in ons lewens wat ons nie kan van vrygemaak word nie, want dit is te lekker om dit te doen? Sonde is lekker. Dit is soos om 'n stokkie lekker te eet. Maar die gevolge van die stokkie lekker eet is 'n vrot tand. Die gevolge van sonde is die dood. Sonde beteken jy word verwyder van God af. Dit beteken om die doel te mis. Dit is soos om 'n dart, om veerpyltjies te speel. Die mense blinddoek jou en hulle draai nie rond en hulle sê vir jou, gooi die dart. Gooi die veerpyltjie na die veerpyltjie bord. En jy gooi. As jy die blinddoek afval, dan is die veerpyltjie heeltemal op die verkeerde plek. Dis wat sonde doen in ons lewens. Jy dink jy is op die regte pad, maar eintlik is jy ver van die Here af. Kan ons vandag 'n besluit neem dat ons onsself sal ontledig, dat ons die ou mens ten volle sal afsterf, dat ons heiligmaking sal nastreef, dat ons die vrug sal dra wat by die bekering pas. Asseblief, ons moet nader kom na die Here toe. Heiligmaking is deel van ons wandel met die Here. My gister moet nie dieselfde, my vandag moet nie dieselfde wees as my gister nie. Lê dan af alle boosheid. Ons moet ontslaa raak van alles wat ons terughou van die Here af. Maar dit so terloops. Kom ons kom terug na die Israeliete in Egipte. Hulle het gesmag na 'n verlosser. En ek glo in hierdie tyd het hulle heeltemal vergeet wie hulle God nou eintlik is, soos ek reeds gesê het. Hulle was in Egipte en hulle was seker al so verward met al die verskillende afgode wat die Egiptenaars aanbid. Hulle het verskriklik baie gode gehad. En Jode het op hulle knieë seker hulle knieë deurgebid en gesmeek en gehuil vir 'n God wat hulle nie ken nie, om hulle te help, om hulle te verlos van hierdie ellende waarin hulle is. En hier is Moses by die braambos, by die bos, brandende bos, en hy sê, Here, wie is U? Wie moet ek sê, stuur my? En God sê, ek is wie ek is. Die Israeliete was baie jare geslaan en onderdruk. En hulle het nie nodig gehad om net te hoor dat God bestaan nie. Hulle het nodig gehad dat hulle weet, God is met hulle. Ek is wie ek is, gaan julle help. In Engels, ek wil net hierdie stukkie lees in Engels. I am has sent me to you. Daardie I am beteken jy. Say this to the people of Israel, the Lord, Yahweh, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has sent me to you. This is my name forever, and thus I am to remember it throughout all generations. In the name Yahweh, God made himself known as a present being. God het homself in die naam Yahweh homself tentoongestel as 'n God wat beskikbaar is. Ek is hier vir julle. I am here for you. Present with and for his people. God het opgedaag. Hy is teenwoordig vir hulle en met hulle. En waar God se teenwoordigheid aangeroep word, is die aankondiging so belaai met die wete dat God hier is, dat hy hoor, dat hy vir jou omgee. Dis belaai met sy krag en sy genade.
'n ander stelling wat ons kan sê is, say to the people of Israel, I am present. I am present has sent me to you. Ek wat teenwoordig is, het my na julle gestuur. Dis wat God eintlik hier vir Moses sê. Sê vir hulle, ek is teenwoordig, ek is hier vir julle. Die God van hier, van present, het my na julle gestuur. God sent Moses to the people in Egypt with that marvelous announcement. And the subsequent Exodus events would be an object lesson for all generations that God is Yahweh. He is present with His people in all their sufferings. God is teenwoordig as God opdaag vir ander dinge. Ek herinner my aan die verhaal van Jesus in die skuit, waar die disippels op daai see rondgedobber word met die golwe. En hulle gedink het hulle gaan vergaan. Maar Jesus het gelê en slaap. Hy was teenwoordig by hulle in die boot. Maar sy disippels het bang geword, hulle het kleingelowig geword. En Jesus het Jesus gaan wakker word. En Jesus het net 'n woord gespreek en die storm het stil geraak. Jesus was teenwoordig. Voel dit vir jou vandag asof Jesus nie teenwoordig is in jou lewe nie? Lyk die omstandighede vir jou asof die storms en die golwe en die see jou gaan oorweldig? Indien jy so voel vanmôre, weet net dat Jesus teenwoordig is. God wil vir jou sê vandag, I am present. Ek is hier vir jou. Ek is nie daar vir jou nie, ek is hier vir jou. Te midde van jou omstandighede waarin jy jou bevind vandag, is ek hier vir jou. Maak nie saak wat in jou lewe aangaan nie. Ek is hier vir jou. Weet net daai wete dat God met jou is. Hy sal jou nie los nie. Hy sal jou nie alleen laat nie. Hy is hier vir jou. Wat beteken dit I am that I am? Wat beteken daai ek is wat ek is vir ons vandag? Nommer 1. Dit beteken dat God vir hulle sê, ek is die God van ewigheidsverlede tot ewigheid vandag. Ek bestaan independent. Ek het niemand nodig om my aan die lewe te hou nie. Ek is self-existence. The phrase Ehyeh Asher Ehyeh, dis Hebrews vir I am that I am, conveys that God is self-existent. He is unchanging and He is eternal. He is not defined by anything outside of Himself. He simply is. This emphasizes His absolute sovereignty and independence as He exists without beginning or end. Openbaring 1 vers 8 sê vir ons, ek is die Alpha en die Omega. Ek is die begin en die einde. Ek is hier vir jou. I am a God that is present for you. Punt nommer 2. Sy goedertierenheid en sy teenwoordigheid. Sy getrouheid en sy teenwoordigheid. Toe God gesê het, ek is, het God vir Moses bevestig dat hy die Israeliete se God is. En dat hy 'n konstante is vir hulle. En dat hy teenwoordig is vir hulle. Hy is nie 'n ver af God
wat deur ver is nie. Maar hy is die lewende God wat aktief betrokke is in hulle lewens. En hy is aktief besig om hulle plan in werking te stel om hulle te verlos uit die oorheersing van die Egiptenare. Ek is wat ek is. Punt nommer 3. Deur te sê ek is wat ek is, wil hy vir die Israeliete sê, ek het nooit verander. Daar's geen skaduwee van verandering by my bespeur nie. Hy is gister, vandag en in die toekoms presies dieselfde. Hy is nie 'n mensgemaakte afgod nie. Hy is God, die lewende God van ewigheid verlede tot ewigheid in die toekoms. Alfa en die Omega, die begin en die einde. Hy is betroubaar en hy is ewig. Kom ons lees Hebreërs 13 vers 8. Hebreërs 13 vers 8. Het is so mooi om in die woord van die Here te leer vanmôre. Ja, die woord is lewendig en kragtig en sterker as enige tweesnydende swaard. Amen. Hebreërs 13 vers 8 sê vir ons, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Hier wil die skrywer van Hebreërs vir ons sê dat Jesus deel van die Godheid is. God is, ek is. Jesus sê, hier skrywer in Hebreërs, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Amen. Dan sê vers 9, dis so mooi, moenie rondgeslinger word deur allerhande en vreemde leringe nie, want dit is goed dat die hart versterk word deur genade, nie deur voedsel nie, waarvan die wat daarin gewandel het, geen voordeel gehad het nie. Ons het 'n altaar waarvan die wat die tabernakel bedien, geen reg het om te eet nie. Maar ek wil net sê, moenie rondgeslinger word deur allerhande leringe wat mense verkondig nie. Daar is so baie goed wat van die kansels af gepreek word, op TV, waar ook al, wat nie die waarheid is nie. Dis waarhede, halwe waarhede, en waarhede wat saamgesflans word, om 'n boodskap uit te dra, wat nie waar en eg is. Ons moet so versigtig wees vir dit wat ons op die internet kyk, en waar TV kyk, dat ons nie rondgeslinger sal word deur dit. Die woord van die Here is skerper en kragtiger as enige tweesnydende swaard. Ons moet onderskei tussen die reg en die verkeerd. Beproef alle dinge, maar behou die goeie. The name Yahweh encapsulates God's covenant relationship with Israel, emphasizing his role as a deliverer, sustainer, and the one true God. God wil in 'n verhouding die Israeliete gestaan het, maar hulle het hom op sy geskuif. Dit is so hartseer as ons die geskiedenis lees van die Israeliete. Hoe God, Yahweh, ek is hier vir julle, ek wil julle help, ek wil julle bystaan, dat hulle hom op sy geskuif het. Toe Moses daar vir 40 dae op die berg Sinaï was, om met God te praat, en God vir hom die gebooie gegee het,
het die mense skrikkerig geraak, hulle het bang geraak, want Moses is nou nie meer daar nie. Wat maak hulle nou, want Moses is dood? Wat maak hulle toe? Hulle draai Aaron se arm om en hy maak vir hulle 'n afgod, 'n goue kalf, wat hulle aanbid. Dis so hartseer. En dis hulle verhaal, dis hulle geskiedenis. In Deuteronomium 28 leer ons dat wanneer jy God ongehoorsaam is, gaan allerlei pestilensies jou pad langs kom. En die Jode het dit geweet. Maar hulle het baie lelike goed aangevang. Dit is baie hartseer dat hulle dit gedoen het. Het ons miskien ook afgode in ons lewens? Ek praat met myself ook vanmôre. Is daar goed in my lewe wat 'n skeiding bring tussen my en God? Onthou, is nie God wat wegbeweeg van ons af nie. Hy bly dieselfde. Vir hom is daar geen skaduwee van verandering. Dis ons as mens wat wegbeweeg van God af. Kan ons vandag 'n besluit neem om terug te keer na God, indien ons op 'n afdraaipad gegaan het. Dit is my gebed vir elkeen van ons vanmôre, dat ons net ons opnuut weer sal op die altaar plaas. Dat ons minder sal word, sodat Christus meer kan word in ons lewens. Toe God gesê het, Jahweh, ek is, het God vir hulle gesê, dit is sy ware identiteit. Hy het homself verhewe gestel, of vir hulle Israeliete gesê, ek is baie meer belangriker as al die afgode, al die gode wat julle aanbid of gesien het in Egipte. Ek is julle God, ek is hier vir julle, ek is lewendig, ek is hier vir julle. Hierdie is 'n God wat van sement gemaak is, of wat van hout gemaak is, of wat gekerf is met 'n mens se hand. Wat help dit julle om tyd in sy teenwoordigheid te spandeer? Wat help dit julle om julle goed voor hom neer te sit, om offergawes om te bring? Hy kan niks vir julle doen nie. Hy kan nie julle gebede beantwoord nie. Hoekom wil julle tyd mors by ander afgode? Kom ons lees wat skryf Jesaja in Jesaja 44 vers 6. Jesaja 44 vers 6. So sê die Here, die koning van Israel en sy losser, die Here van die leerskare. Ek is die eerste, en ek is die laaste, en buiten my is daar geen God nie. En wie roep soos ek? Laat hom dit dan te kenne gee en aan my voorlê, vandat ek die volk van die ou tyd gegrond het, en laat hulle die toekomstige dinge en wat sal gebeur te kenne gee. Wees nie verskrik nie, en moenie bewe nie. Het ek jou dit nie lank tevore laat hoor en te kenne gegee nie? En julle is my getuie. Is daar 'n God buiten my? Ja, daar is geen rotssteen nie. Ek ken geen een nie. God is die enigste God wat ons moet aanbid. En hy het dit hoeveel keer vir die Israeliete gesê, maar hulle
het agter ander afgode geadoreer. Terwyl God is 'n jaloerse God. Hy wil hê dat ons hom en hom alleen moet dien. Net soos hy dit vir die Israeliete gesê het. Ek wil julle vir my alleenig hê. Moenie agter ander gode aanhardloop nie. Deur God se naam Jahweh te kan toepas, deur te sê ek is, het God sy unieke identiteit tentoongestel en sy autoriteit oor die skepping. Hy is nie soos ander gode nie, soos ek nou gelees het in Jesaja 44. En toe dan wil God ook 'n persoonlike verhouding met ons hê. God se naam Jahweh beteken God wil jou in 'n intieme verhouding met jou hê. God wil hê dat ons hom moet ken. Hy is nie 'n abstraktheid nie. Hy is nie 'n raai ripa nie. Hy is God wat ek is. Hy is 'n persoonlike God wat 'n verhouding met jou wil hê. Hy wil die mensdom wil hê. Ek is beteken ook God se redding en sy krag. God wil Israeliete verlos uit die slawe hand van die Egiptenare uit. Jahweh is dan 'n oorsprong van God se hoop en sy vertroue vir die Israeliete. Hulle het gehoop en hulle het hom vertrou. Ons lees dit dwars deur die 5 boeke van die Ou Testament, die eerste 5. Maar hoeveel keer het die Israeliete, hou net vas, ons net gou die mics ontkoppel hier. Haal nie daai ding af, so sonder die mic opneem. Hy is gemute, hy het afgeskakel. Jammer julle. Sê, jammer julle, ons het die mikrofoon het afgeskakel. Ek weet nie hoekom die batterytjies al die baie nie. Ja, wat het ek nou gesê? God wil 'n persoonlike verhouding met ons hê. En dan wil hy ook deur sy naam Jahweh, of ek is, wil hy sê, ek is die God wat krag het. Ek wil julle red. Ek wil julle red uit die slawe hande van die Egiptenare uit. Deur dit te sê, wil hy sê, ek is julle bron van hoop en vertroue. Ek is hier vir julle. Ek wil julle help. Ek wil julle ondersteun. Ek wil julle uitlei uit die hand van die Egiptenare uit. Nou ek iets hierso lees in Engels. I am that I am reveals God's eternal, self-existent and unchanging nature. The name Yahweh, which is derived from this phrase, is God's covenant name, signifying his personal relationship with his people and his power to save. It encapsulates his identity as the one true God who is always present, always faithful and sovereign.
as seen through scriptures from Exodus to the New Testament. In the phrase, I am that I am, in the Bible, when God reveals himself to Moses at the burning bush, in response to Moses asking for God's name to tell the Israelites, God says, I am that I am, Ehyeh Asher Ehyeh, instructing Moses to say, I am has sent me to you. This phrase is a profound declaration of God's eternal, self-existent nature. Yahweh is the personal covenant name of God. Dis oor die 6800 keer in die Hebreëse Bybel gebruik. Dit verteenwoordig sy persoonlike, intieme verhouding wat hy met sy mense het en sy onveranderlike natuur. Dit is so awesome om te weet, fantasties om te weet, dat God met jou en met my 'n persoonlike verhouding wil hê. Is dit nie? Kan ons vandag net weer by mekaar net stil raak en onsself herinner aan God se liefde vir ons. Dat hy so groot en getrou is. Amen. En in Engels, terwyl ek nou my studie gedoen het, ek wil afsluit met hierdie is die term aseity. Aseity, A-S-E-I-T-Y. Ek het dit terwyl ek nou hierdie studie gedoen het oor Yahweh, op hierdie terminologie afgekom. En dit is so fenomenaal. En ek wil afsluit hiermee. En ek dink ek gaan hierdie stukkie ook in my notas insit op Facebook, waar ook al ek dit nou gaan uitsaai, dat mense dit sal sien, dat hulle dit hulle eie sal maak, dat ons onsself sal herinner aan wie God is, wat is sy natuur vir ons, wie is God in ons lewens. Dit is so fenomenaal, kom ek lees vir julle die volgende. Aseity is one of God's most profound attributes. It's derived from the Latin words ase, which means from himself. It means God exists eternally and independently. He has no origin, no creation, no creator, no dependencies. He simply is. As he declared to Moses, I am who I am. Unlike everything in creation which relies on something else for its being, you must rely on air, food, and ultimately God. The universe must rely on its physical laws of origin, but God sustains himself. This truth isn't abstract theology. It is a game changer for how you live out your faith daily. As ons net dit sal verstaan, God's aseity, ek het nie 'n Afrikaanse woord vir dit nie. Maar kom ons kyk, hoe kan dit jou geestelike wandel, jou daaglikse wandel met God transformeer? Kom ons kyk. Knowing God's aseity shifts your perspective from a frantic, self-reliant scramble to a posture of profound rest, dependence, and wonder. Here is how it might reshape key aspects of your spiritual journey. Hoe kan dit jou geestelike wandel verander? Kom ons kyk. Punt nommer 1.
deepens your dependence and trust. In a world obsessed with control, careers, relationships, health crises, anxiety reminds you that the ultimate sustainer needs nothing from you. Yet He chooses to sustain you. God doesn't need anything from you, but He chooses to sustain you. Your prayers, luister hier mense, dit is so profound. Ek is jammer vir die Engels. Your prayers are not bargaining chips with a needy God. God doesn't need your prayers. Your prayers are not bargaining chips. Dis soos om te sê, Here, as U my seun gaan red van die dwelm, sal ek U volg. Of wat ook al die geval is. Your prayers are not bargaining chips. Your prayers are intimate conversations with the one who holds all things together. Kan ek dit weer lees? Your prayers are intimate conversations with the one who holds all things together. Ek het Louis Giglio het 'n teaching gehad oor ek kan nou nie die titel onthou nie. Ek kan nou nie dink nie. Maar hy het gepraat van laminin. Laminin is die ensiem in jou liggaam wat jou liggaam in stand hou. Dit is en as jy na die prentjie kyk, ek weet nie as jy kan Google laminin, L-A-M-I-N-I-N, laminin. Dan gaan jy sien die vorm van laminin is die vorm van 'n kruis. Jy word in stand gehou deur Christus. God is a sustainer of everything, from the smallest to the biggest. He doesn't need anything from you to sustain Himself, but He loves it when you pray and when you spend your time before Him. He doesn't need it, but He loves it when you do that to Him. So daardie kennis dat God alles in stand hou en dat jou gebede intimate conversations is with the one who holds it together. Wat doen dit vir jou geestelik? It frees you from anxiety. Why do you want to worry about tomorrow when the self-existent God promises you, I will never leave you nor forsake you? Hebreërs 13 vers 5. Your walk becomes less about earning God's favor and it becomes more about leaning into His unchanging strength. So mooi, like a child trusting a father's hand. Kan ek dit weer lees? Your walk becomes less about earning God's favor and more about leaning into His unchanging strength, like a child trusting a father's hand. Punt nommer 2. It ignites true worship and awe. When you grasp that God doesn't need your praise, it makes offering it all the more joyful. Worship isn't a transaction. It is a response to the sheer magnificence of a being who overflows with goodness without borrowing from creation.
This elevates your daily devotion. Bible reading, singing in the car, or quiet gratitude. He changes it into encounters with the Eternal One. Imagine the following. The God who spoke galaxies into existence invites you into His presence. Hoe kan mense nie vir God dien nie? Hoe kan mense hulle hoër ag as God? Ek verstaan dit nie. The God who spoke galaxies into existence invites you into His presence. Net hierdie gedagte that all curbs distractions, making your walk more God-centered than self-focused. Het julle al gesien die skaal van die heelal? Hoe groot die heelal is en hoe klein hierdie aardbolletjie is in vergelyking met die massiewe heelal waarin ons stofbedekte aarde deel van is. En as jy na daai skaal van die aardbol kyk, hoe klein is jy op daai aardbolletjie? Jy is nie eers 'n sandkorreltjie nie. Maar God wat hierdie heelal geskaap het net deur woord te spreek, wil met jou 'n verhouding hê. Mense, dit is fenomenaal om dit te kan besef. Dat die Skepper van hemel en aarde met jou vandag bemoeienis wil maak en te sê, ek is hier. Ek is hier vir jou, te midde van die omstandighede. Te midde van hoe die mense teenoor jou optree, by die werk, of by die skool, of by die huis, by jou familie, jou vriende, jou bure, ongeag dit, is ek vandag hier vir jou. Ek het nie jou nodig in my lewe nie, wil God vir jou sê, maar ek hou daarvan, ek is lief daarvoor, dat jy bemoeienis maak met my. Dat jy tyd spandeer in my teenwoordigheid. God wil met jou bemoeienis maak vandag. Ek is amper klaar. Ek weet nie hoe lank is ek al besig. Ek is amper klaar. Punt nommer 3. It exposes and uproots idols. Wat se afgode het jy in jou lewe vandag? Is dit jou werk? Is dit jou beroep? Is dit jou besittings? Is dit jou huis? Is dit jou man? Is dit jou vrou? Is dit jou kinders? Een afgod is iets wat meer tyd in beslag neem as jou tyd dat jy bou in die verhouding met die Here. Ek weet ons moet werk, ons spandeer baie tyd by die werk. Maar moenie onnodige lang tyd by die werk spandeer, omdat jy jou werk 'n afgod maak. Hoeveel tyd spandeer jy in die teenwoordigheid van ons almagtige God? Anxiety highlights how easily we play God in our lives. Chasing security in money, approval or success, as if those things could self-sustain us. Luister mooi, but nothing that are created can sustain you. Only God is uncreated and independent.
Recognizing this convicts you to dethrone lesser gods. Your walk gains clarity. Repentance feels urgent yet hopeful because the self-sufficient God offers grace to rebuild on Him alone. Over time, this leads to greater freedom, less bondage to fleeting things, more pursuit of eternal purpose. Wanneer jy gaan besef dat God 'n ewige God is, gaan jy minder en minder tyd aan hierdie nonsens wat jy besig is, tyd spandeer. Goeders wat jy nie saam met jou kan vat, jy moet doen. Goed wat nie ewigheidswaarde het nie. Soos wat ek al gesê het, wat bou jy? Waarmee is jy besig op die fondasie van Jesus Christus? Wat bou jy op daai fondasie? Het dit ewigheidswaarde? Of het dit nie? Wanneer dit getoets word aan vuur, gaan dit wat jy op jou fondasie gebou het staande bly? Of gaan dit verbrand? Waarmee is jy besig? Recognizing this convicts you to dethrone lesser gods. Your walk gains clarity. Repentance feels urgent yet hopeful because the self-sufficient God offers grace to rebuild on Him alone. Over time, this leads to greater freedom, less bondage to fleeting things, and more pursuit of eternal purpose. My voorlaaste punt. It strengthens assurance in trials. Suffering often whispers, where is God? Does He even care? Anxiety answered, He doesn't need your circumstances to change to prove His power. He is power, unchanging amid chaos. Malachi 3 verse 6. This knowledge anchors you in storms, echoing Job's, "Oh, I know that you can do all things." Job 42 verse 2. Your walk through valleys becomes a testimony of resilience, not because you are strong, but because you are tethered to the one who isn't shaken. As jy so na jou lewe kyk, waartoe jy gegaan het in jou lewe, die probleme en al die goeters, negatiewe dinge, wat in jou lewe plaasgevind het, moet jy nie sê, kyk, hoe sterk was ek nie. Nee. Die rede waarom jy vandag staande bly, was omdat jy vasgegordel was aan die ewige God. 'n God wat onwankelbaar is. 'n God wat sê, ek is hier vir jou. My laaste punt, seker een van die belangrikste punte is, it fosters humility and generosity. If God is utterly self-sufficient, then your existence, your gifts, and your opportunities are pure grace. Unearned overflow from His fullness. This humbles pride, according to James 4 verse 6, and sparks generosity. Why hoard when the giver lacks nothing? In relationships, it cultivates patience and service, seeing others as fellow dependents on the same source. Amen. En dan wil ek afsluit. Start small, a practical invitation. Hoe kan jy help dat anxiety, hierdie ding dat God ewig is,
non-exist, hy's all present. Hy maak nie op jou staat om te exist nie. He is eternal past to eternal future. How do you apply that to your life? You start small. Meditate on aseity each morning with Psalm 90 verse 2. From everlasting to everlasting you are God. Journal one way it reframes your day. Maybe turning a worry into a surrender. Over time, this knowledge doesn't just inform your theology, it infuses your walk, making it lighter, bolder, and more intimate. God's aseity isn't a distant doctrine. It's the foundation for a life where you thrive not by striving, but by abiding in the one who is. Jou lewe gaan nie net om te survive nie. Maar dit gaan om 'n verhouding met God te hê. Styf vasgevou in sy arms. Styf vasgedruk teen sy bors. Waar bevind jy jou vandag? Amen. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre kon stil raak en kon leer oor U naam. Ek is wat ek is. Dankie Vader dat U vandag vir ons net herinner het dat U teenwoordig is in ons lewens. Help ons Here dat ons sal onthou dat U ewige God is. Help ons dat ons sal ontslae raak van die dinge wat 'n skeiding bring tussen ons en U Here. U wil hê dat ons wandel met U ten volle sal wees, sonder enige handbriek wat opgetrek is. Vergewe ons sondes, Here, vergewe ons waar ons afgode in ons lewens gemaak het. Help ons dat ons sal ontslae raak daarvan, Here. Dat ons ten volle uitverkoop sal wees in U. Dankie, Here Jesus, vir die goedheid, U guns en U genade. Ek bid vir elke persoon wat na hierdie boodskap gaan luister, dat U hulle sal seën, that you will encourage them, that you will uphold them, that you will be the I am, that you will be the ever-present God. And thank you, Lord Jesus, for your grace and your mercy. We pray this in your mighty name, Lord. Amen. Dankie julle. Blessings vir julle vandag. Bye-bye.